teenwoordigheid. Want ons weet waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is hy teenwoordig. En dat hy teenwoordig is in ons lewens deur die Gees. En daarom wil ons vanoggend ook net vir u kom sê, Here, dit is vir ons lekker om in die teenwoordigheid te wees. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here woord genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons sing lekker. Ons is besig met 'n kort preekreeks oor 'n lewe met betekenis, 'n lewe wat sinvol is. En ons tema vanoggend is, jy moet dit verloor voor jy dit kan kry. En met oog daarop gaan ons saam lees uit Lukas hoofstuk 9 vanaf vers 23 tot 27. Lukas 9 vers 23 tot 27. Ons bid saam. Here, u woord is skepingsmagtig. U spreek en dinge gebeur. En dis my gebed ook vanoggend dat u woord skepingsmagtig in ons lewens sal wees. Dat u woord en Gees ons harte sal raak vanoggend. Dat u woord en Gees ons sal motiveer en inspireer om die lewe wat u vir ons kom gee het, om dit voluit te leef. En Here, ons ken onsself ook goed, ons ken ons eie tekortkominge. Ons ken die afdraaipaadjies wat ons dikwels vat. Ons ken die klippe en die rotse waaroor ons dikwels struikel. En dan wil ons vanoggend ook bid en vra dat U ons sal bewaar van die bose. Here, verlos ons van die bose wat regtig daarop uit is om ons lewens te ontspoor. Maar help ons, Here, help ons om ons oë gefestig te hou. Help ons om ons doelwit vir die lewe, ons inspirasie vir die lewe van U te kry. Want ons bid dit in die naam van Jesus, die Here. Amen. Lukas 9 hierso vanaf vers 23. Nou, in die Markus gedeelte vertel Markus dat Jesus was besig om mense te leer en 'n groot skare mense het agter Jesus aangekom vanweë dit wat hulle gesien en gehoor het. En dan kom Jesus en hy vra vir Petrus, wie sê jy is ek? En dan met die skare weer rondom hom in vers 23 kom Jesus en hy sê eintlik vir die skare, julle loop nou al die afgelope tyd agter my aan. Maar waarvoor eintlik? As julle regtig agter my wil aankom, die volgende. Hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis dra en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself het verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam wanneer hy kom. Hy sal bekleed wees met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele tot sover. Mense kan amper vir Jesus sê, Jesus, waarmee is hy besig? Wil hy nie hê die mense moet agter die aankom nie, wil hy nie hê die mense moet die volg nie, en dan kom hy met hierdie gedeelte om hulle soort van af te sit. Maar ek wil hê jy moet iets verstaan van hierdie geleesde gedeelte dat wat vir ons dikwels net soos van op die oor af klink. Dit het 'n baie dieper betekenis en dat dit wat Jesus sê het regtig impak op 'n mens se lewe. So ons tema vanoggend, jy moet dit verloor voor jy dit kan kry. So ek wil begin vanoggend weer vir jou 'n baie belangrike vraag te vra. 'n Vraag waaroor jy diep moet nadink voordat jy sommer net 'n antwoord gee.
Maar voordat ek by daardie vraag kom, en nou moet julle 'n bietjie geduldig wees met my. Wil ek eers jou ander vraag vra wat dalk 'n bietjie makliker is om te antwoord. Wat het die volgende persone almal in gemeen? Moses, Esther, Nehemia, Jesus. Ok, kom ek gee vir julle so 'n bietjie agtergrond, so 'n bietjie leidraad oor elkeen. Moses, onthou julle het in die paleis van Farao groot geword nadat prinses om daar 'n mandjie gekry het en in die paleis groot gemaak het as of hy 'n Egiptenaar is. Maar ons lees in Eksodus 2 vers 11, toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. Onthou nou, dis nou nadat Jakob en almal aangekom het en dinge later verander het en hulle slawe geword het. Hy sien toe een van sy eie mense, 'n Hebreër, deur 'n Egiptenaar geslaan word. Moses. Esther. Nou julle geskiedenis van Esther, dat Haman daar uit was om die Jode uit te roei, en dan Mordegai, dit is nou Esther se oom dit gehoor het, en dan gaan hy na Esther toe wat die koningin van Persië was. Sy was hoog op sy, ek bedoel, en dan gaan sy van luister, hier is moeilikheid aan die kom. Haman is besig om te beplan om al die Jode uit te roei. En dan sê sy vir hom, maar weet jy wat, ek kan nie net aan die koning gaan en vir hom sê, hier is 'n probleem nie, want jy kan nie in die koning se teenwoordigheid verskyn voordat hy vir jou toestemming gee of vir jou vra om te kom nie. En as ek so toe gaan, dan waag ek my lewe sonder om dat hy my gevra het met sy teenwoordigheid te verskyn. En dan sê Mordegai vir haar, moenie dink dat jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Julle die situasie daar. Nehemia was deel van die ballinge wat hierdie Babelse Babelse ballingskap weggevoer is. En dis die tyd van Daniël, hulle ken daardie tyd van. En dan het hy hoog op beweeg in die rang, dat hy die koning se persoonlike amptenaar geword het, wat vir hom onder andere die wyn geskink het. So hy was regtig hoog op, as Israeliet in hierdie heidense koning se paleis. En dan lees ons daar in Nehemia 1 vers 2, hy hoor van die Judeërs wat teruggegaan het na Jerusalem toe, hulle is vrygestel om terug te gaan. En dan hoor hy die volgende, ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. Dit is die boodskap wat ek kry oor die toestand van mense wat teruggegaan het na Jerusalem en die haglike omstandighede waarin hulle bly. En dan Jesus, Matteus 14 van vers 14. Jesus het probeer om van die mense weg te kom wat al agter hom aangeloop het, en dan gaan hy met die skryf oor die meer van Genesaret en van Galilea, en hy kom aan die ander kant en hier is die mense weer. En toe Jesus uit die skip klim, vers 14, het hy die groot menigte mense daar gesien, en hy het hulle innig jammer gekry. So, wat het hierdie vier in gemeen? Die nood van die mense rondom hulle het hulle aan die hart gegryp. En elkeen van hulle het tot aksie oorgegaan en iets gedoen om die omstandighede van hierdie mense te verander. Moses, wat op die oud geroep word om teen die Farao in te gaan en vir die Farao te sê, so sê die Here, laat my volk trek, met die wete dat sy lewe op die spel is. En hy doen dit. Esther, wat ten spyte van die moontlikheid dat die koning haar kan laat doodmaak,
dit waag om in die teenwoordigheid van die koning te gaan, en dat sy vir Mordegai gesê, ek sal gaan, kom ek kom, so kom ek kom. Maar die lot van my mense kan ek nie ignoreer nie. Nehemia wat hierdie hoë posisie het en eintlik in luksheid in die paleis van die koning lewe, sien die ellende van hierdie volk raak, van sy mense raak, en hy sê, ek kan nie net dit los in hierdie luksheid lewe en hulle gaan ten gronde daar nie. Hy gaan na die koning toe en hy vra toestemming of van waar hy is Jerusalem toe te gaan en daar mense te gaan help in hulle nood. En Jesus, hy sien die menigte mense daar, kry hulle innig jammer. Hierdie gesegde kom 'n paar keer voor, dat Jesus het na die mense gekyk en hulle innig jammer gekry. En wat doen hy? Ten spyte van die feit dat hy moeg was en eintlik van die mense probeer wegkom, lees ons dat hy begin om die siekes te genees, en dan sê hy maar, die mense het nie kos nie. Hulle is honger. Hy sê vir sy disippels, julle moet hulle iets gee om te eet, en sê maar, ons kan ons het niks. Dan vra hy, wat het julle? Seentjie met die broodjies en visse en Jesus gee hulle almal kos, want hy het hulle innig jammer gekry. Dis wat hulle in gemeen het. So, dis is die maklike vraag om te antwoord. Maar hier is nou die belangrike vraag wat ek vir jou vanoggend wil vra. En dit is, waarvoor lewe jy? Waarvoor lewe jy? Wat maak vir jou die moeite, die lewe die moeite werd? Dis dalk 'n bietjie 'n moeilike vraag. Kom ek stel dit makliker vir jou. Vra vir jou op 'n ander manier. As jy rondom jou kyk, wat is daar wat jou hart breek? Wat is daar wat jy so aan die hart gryp, dat jy by ouers sê, ek kan nie my oë toemaak nie, ek kan dit nie by my laat verbygaan nie, ek kan dit nie net so laat staan nie, dit raak my so aan die hart, ek moet iets doen. Jy sal dalk sê, doen jy man, dit is eintlik 'n moeilike vraag. Doen jy, wat as ek jou sê, niks? Was eintlik niks wat my regtig aan die hart gryp. Daar's niks wat ek kan sê dat ek regtig oorlewe nie. Dan is my vraag aan jou. Voel jy nie soms? Voel jy nie soms 'n bietjie leeg en dat jou lewe eintlik betekenisloos is nie? Voel jy nie soms dat 'n Christen se lewe behoort eintlik meer sinvol te wees en dis nie hoe jy jou nou eintlik beleef nie, dat jy voel dan moet eintlik ergens iets meer aan hierdie lewe wees, dan moet iets beter wees op die ou einde as dit waarmee jy elke dag besig is. Voel jy nie dat jy eintlik geroep is vir veel meer en dat jy eintlik soms onbewustelik eintlik geleenthede die jou vingers laat glip het nie. En dat wanneer jy terugkyk op jou lewe, dat jy sal vra, maar wat het ek eintlik bereik wat regtig waar die moeite werd was? Kyk, ons staan nou al allemaal nader, ons ouer mense, staan al nader aan die graf as wat ons gebore is. So wat gaan hulle op my nou begrafenis sê? Gaan hulle op die ouer sê, maar, tjoe, hierdie ou het soveel geld in die bank gehad, hy het hierdie soort kar gery, het hierdie adres gebly. Gaan hulle praat oor wat jy by mekaar gemaak het? Of gaan hulle dalk praat oor wie en wat jy is en wat jy gedoen het?
hê dat mense moet terugkyk op jou lewe en jou onthou. Wat is die sin van die lewe? Waarvoor lewe jy? Jesus kom en hy praat oor die sin van die lewe, hier in Lukas 9. Hy sê, elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Wat Jesus hierso sê is eintlik paradoxaal. Nou die Woordeboek sê, 'n paradoks is, dis op die oog af 'n absurde of teenstrydige stelling wat na nadere ondersoek 'n dieper waarheid kan openbaar. Dit is iets wat aanvanklik onlogies of teenstrydig klink, maar steeds waar kan wees. Hoe kan jy jou lewe behou deur dit te verloor? Dis 'n paradoks. So, eerstens kyk ons daarna, wat jy vashou, sal jy verloor. Wat jy vashou, sal jy verloor. Kyk, ons is baie maklik oor hierdie vers. Jesus sê, as jy agter hom aan wil kom en jouself verloor, elke dag jou kruis dra en jou volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En dan dink ons so by onsself en ons sê, okay, hierdie is daarom nie op ons van toepassing nie, want ons word daarom nie voor 'n vuurpeloton gestel en sê, volg jy Jesus of volg jy hom nie, en sê jy hom volg, dan skiet ons jou. Of ons koppe word nie deur die moslems afgekap, omdat ons Christen is nie. So, dit beteken nie eintlik iets vir ons nie. Maar dan verstaan jy nie wat Jesus hierso sê. Want wat hy hierso sê, is 'n baie diep waarheid wat op elkeen van my en jou se lewens van toepassing is. Want die lewe waarvan Jesus hierso praat, is nie die betekenis van 'n fisiese lewe wat jy deur die dood verloor nie. Dit gaan oor jou alledaagse lewe, die lewe wat jy leef, jou leefwyse, dit waarvoor jy lewe. Die Boodskapvertaling vertaal dit so, hy sê, as jy kies om jouself te leef, gaan jy op die ou end alles verloor. Dis wat Jesus sê. As jy kies om jouself te leef, gaan jy op die ou ende alles verloor. Wat Jesus hier so uitwys is om te sê, dis nie waar. As mense baie keer sê, okay, ek lewe eintlik vir niks nie. Want baie mense leef eintlik net vir hulle self. Leef nie vir niks nie. Jy leef eintlik vir jouself. Jy leef vir jouself want jou lewe draai om jouself. Om jou eie geluk, jou eie gemak, jou eie gerief, jou eie geborgenheid. En laat ons dit maar volgens mekaar sê. Sorry julle jong mense. Hoe ouer ons word, miskien julle ken dit nie dan van die jong mense. Hoe ouer ons word, hoe kleiner word ons wêreld. Ons vriendekring verklein. Ons het almal met mense te doen wie se wêreldjie so verklein het dat die enigste mense wat nog in hulle wêreldjie is dikwels hulle kinders of kleinkinders of 'n wederhelft wat oorgebly het. Maar van die vriende wat hulle op 'n stadium gehad het net hierdie bietjie oorgebly. En hoe minder daar mense in die kringetjie is, hoe meer geslote word jy. En laat jy nie eintlik ander mense weer toe in daardie kringetjie nie. En ons kontak met die wêreld daar buite verklein. Want ons beweeg op die ouene tussen die huis, die winkel en die kerk. Dis waar ons hele lewe bestaan. Huis, winkels, kerk. Huis, winkels, kerk. En ons hou ons besig met onsself. Elke dag
word eintlik soos die vorige dag. Ons word wakker in die oggend, staan op om te eet, ons kyk 'n bietjie televisie, ons eet weer, ons gaan van middagslaapie, ons eet weer, ons gaan slaap. Net om môreoggend weer op te staan, om te eet, en TV te kyk, en te eet, en 'n middagslaapie te val, en te gaan slaap, om dit net weer die volgende dag te herhaal. En daar's niks wat ons eintlik meer regtig opgewonde maak nie. Daar's niks wat ons in die oggende eintlik laat opstaan met doel nie. Daar's niks wat ons meer in die hart gryp en laat voel en sê ek moet iets hieraan doen nie. Ek kan nie wegkyk nie. En ons verskoning, ons is al oud. Ons het eintlik 'n soort van afgetree in die koninkryk van God. Dis nou die jong mense se deel. Ons is nie meer by koffie drink. Wat ons eintlik doen is om vas te hou aan die leefwyse wat ons het. Dit wat vir ons bekend is, dit wat vir ons gerieflik is, gemaklik is, en ons voel dis oukei om so te wees. Daar's niks meer verkeerd nie. Maar die vraag is dit die moeite werd om so te leef? Hoor wat sê Jesus. As jy kies om jouself te leef, gaan jy op die ou einde alles verloor. As jy kies om jouself te leef, gaan jy op die ou einde alles verloor. Wat verloor jy? Jy gaan die lewe verloor. Die lewe met sin en betekenis gaan by jou verbygaan. Want as jy net by vasklou aan dit wat hierdie lewe jou bied, sal jou bestaande leefwyse dalk oppervlakkig bevredigend wees. Maar dit sal op die ouens gekenmerk word deur 'n lewe van waardeloosheid en sinloosheid. Want jy is nie genoeg om jouself vol te maak nie. Daar's nie genoeg van jouself om jouself vol te maak nie. Om net jouself te leef is 'n selfsugtige, sinlose bestaan. Want as jy net vir jouself leef, gaan jy die geleenthede mis om 'n betekenisvolle verskil aan iemand se lewe te maak vanweë jou onbetrokkenheid en vanweë jou nastrewe van eie geluk en gerief, want dit vra op die ouene van te veel van jou. Jy gaan hierdie geleenthede mis. Jy gaan die bevrediging mis. Jy gaan die bevrediging mis dat jy mense wat seer in hulle lewe het, dat jy hulle kon vertroos het en 'n verskil in hulle lewe gemaak het. Jy gaan die bevrediging mis dat mense wat al ergens die pad buite geraak het en iemand nodig het om hulle net weer op die regte pad te bring, dat jy nie vir hulle die hulp verleen het en vir hulle kon help om 'n nuwe lewe te begin nie. Jy gaan die bevrediging mis om mense wat sukkel om te vergewe en vasgevang is met vernietigende wraakgedagtes, dat jy hulle kon help om bevry te word en te kan vergewe en dat jy 'n aandeel daarin kon gehad het. Jy gaan die bevrediging mis dat mense wat sukkel met 'n verbrokkende verhouding, dat jy die vredemaker kon wees om hulle te help om te herstel en te genees en dinge weer heel te maak. Jy gaan die bevrediging mis dat mense wat leeg en oppervlakkig soek na geluk omdat hulle God in hulle lewens het nie, dat jy hulle kon help om vir God te vind en tot bekering te kom en ons lewens aan God oor te gee. Dis alles wat jy gaan mis en nog meer. En hierdie mense van wie ek hier praat, hierdie mense vir wie jy iets kan beteken, hierdie mense in wie se lewens jy 'n betekenisvolle verskil kan maak, hierdie mense is dikwels die mense wat die naaste aan jou is.
Mense rondom jou. Jou kinders. Klein kinders in wie se lewe jy 'n inspraak kon gelewer het. Vriende, kollegas, pelle, mense wat rondom jou bly, in die afdeling oor waar jy bly. Mense in wie se lewens jy 'n betekenisvolle inspraak kon gelewer het. Jy het daardie kanse, daardie geleenthede, jy jou vingers laat gaan, omdat jou wêreldjie net om jouself begin draai het. Ja, Jesus sê in Johannes 10:10, 'n dief kom om te steel. Hy kom om jou lewe te steel. Hy kom om jou geleenthede te steel. Hy kom en hy steel die sin van jou lewe. Maar Jesus sê, ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en die lewe in oorvloed. Wat jy vashou, sal jy verloor. En net jouself is daarvoor verantwoordelik. Niemand anders kan die skuld kry nie. As jy vashou, sal jy verloor. Maar tweedens, hoor wat sê Jesus. Wat jy verloor, sal jy behou. Wat 'n paradoks is dit ook nie. Wat jy verloor, sal jy behou. Jesus sê daar in Lukas 9:24, maar as jy bereid is om jou lewe te verloor, as jy bereid is om alles prys te gee ter wille van my, sal jy die lewe behou. Wat Jesus kom is, hy kom nooit vir my en jou. Hy kom nooit vir my en jou om die nuwe lewe wat hy oorvloed gee, te kom leef en te beleef. Om sin te maak vir jou lewe, om 'n betekenisvolle lewe te leef hier en tot in ewigheid. En dit het bepaalde implikasies. Om jou lewe te verloor beteken dat jy die ou, selfsugtige, sinlose lewe sal moet prysgee. Sal moet ergens langs die pad begin afstand doen van jou gerief en jou gemak en jou luiheid ter wille van Jesus. Geen ander rede. Ter wille van Jesus. Moet jy bereid wees om hierdie ou soort lewe te verloor. Dit beteken dat jy Jesus se leefwyse moet aanneem en jou eie maak en so die lewe wat Jesus gee te behou. Ou lewe te verloor sodat jy die nuwe lewe kan bou. Dit is soos Jesus na die menigte mense rondom jou te kyk en dat dit jou aan die hart gryp en dat jy hulle innig jammer kry. So jammer kry, so dat jy op die ouene tot aksie oorgaan. Soos Moses, en soos Esther, en soos Nehemia, wat hulle ou lewens verloor om 'n nuwe lewe te leef, waar hulle gereageer het op die nood van mense rondom hulle. Dit beteken om soos Paulus te sê, in Galasiërs 2:20, my hele bestaan draai om die Seun van God. Of soos ons 83 vertaling dit sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die ou, selfsugtige, sinlose bestaan het ek verloor, sodat ek die nuwe lewe kan behou, wat ek leef tot eer van die Here. Dis eintlik om te doen wat Jesus sou gedoen het as hy hier op aarde was in hierdie situasie en hy gekyk het in mense en omstandighede innig jammer gekry. Dit beteken dat ek eintlik die skoene van Jesus volstaan om vir hom verteenwoordig in hierdie situasie. Dat ek die ou lewe
prys gegee ter wille van Jesus. Jesus se lewe het nie in selfsug rondom sy eie status, gerief en gemak gegaan nie. Ek bedoel, hy is God in die hemel. Maar wat beter as dit wat jy kan kry? Maar sê Filippense 2 vers 6-7, hy het nie daarin vasgeklou nie. Die boodskapvertaling stel dit so, hy sê, Jesus staan in status op gelyke voet met God. Hy was egter nie so vol van homself, dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. Toe die tyd ryp was, het hy die status en eer wat hy gehad het, een kant toegeskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. En asof dit nie genoeg was nie, hy het sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. Hy het sy ou lewe, die lekker lewe in die hemel prys gegee, verloor, terwille van ons hieronder. En dis wat Jesaja 53 vers 4-5 beskryf oor Jesus se lewe wat sin en betekenis gehad het. Hy sê, tog het hy, Jesus, ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede moes bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit maak Jesus se lewe sinvol, betekenisvol vir ons. Wanneer na ons kyk, en ons innig jammer kry. En iets aan te doen. Ek het julle al vertel van Viktor Frankl. Nou, hy was 'n bekende sielkundige wat in die berugte Nazi-konsentrasiekamp Auschwitz oorleef het. En as sielkundige het hy geworstel met die vraag, hoe is dit moontlik om te midde van soveel lyding met die lewe voort te gaan en dan op 'n manier wat dit die moeite werd maak? Hoe is dit moontlik om in sulke omstandighede nie moed op te gee? Wat maak dat jy met die lewe voortgaan en dan op 'n manier wat dit die moeite werd maak? As ons dit moet vertaal vir ons situasie waar ons vandag lewe, moet ons vra, hoe kan ons te midde van die gemors waar in ons lewe, daar persoonlike omstandighede wat jy net voel, dit is 'n golwe wat oor jou spoel en jy voel jy kry nie asem, jy gaan dit nie oorleef nie, omdat alles en almal teen jou is, daar nie 'n kans dat jy gaan herstel nie. Hoe is dit moontlik om sulke omstandighede te lewe, dat die lewe die moeite werd is? In die land waar ons bly, waar ons van alle kante oordonder word met BEE en nie wat alle regulasies en rassehaat en omstandighede wat dit alle moeiliker maak vir ons om net as normale mense lekker te leef in hierdie land. Hoe oorleef 'n mens dit op so 'n manier dat dit die lewe die moeite werd maak? In die wêreld word ons van alle kante gebombardeer met oorloë en met die moslems wat besig is om die wêreld oor te neem en mense se koppe af te kap en wie weet wat alles. En die wêreld waar ons leef en ons kinders en kleinkinders word al hoe gevaarliker. Hoe oorleef 'n mens dit op so 'n manier dat jy kan sê die lewe is die moeite werd? Viktor Frankl skryf in 'n aanleiding van sy ervaring in 'n konsentrasiekamp die volgende. Hy sê, jy kan iemand stroop van alles behalwe een ding. En dit is hoe jy reageer in en op bepaalde omstandighede.
hoe jy reageer in en op bepaalde omstandighede. Dan sê hy, dit is so belangrik. Hy sê, hulle wat 'n hoekom het om voor te leef, kan byna enige situasie hanteer. Hulle wat 'n hoekom het om voor te leef, kan byna enige situasie hanteer. Hy sê dat mense het genoeg om van te lewe, maar te min om voor te lewe. Genoeg om van te lewe, maar te min om voor te lewe. En dan kom hy en hy keer die vraag na die sin van die lewe om, deur nie meer te vra na wat die sin van die lewe vir my is nie, maar watter sin ek aan die lewe kan gee. Nie meer wat die sin van die lewe vir my is nie, maar na watter sin ek aan die lewe kan gee. En hierdie hoop en sinvolheid wat Viktor Frankl aan gelowiges gee, is wyd hoop en omvattend. Want hy sê, elke persoon moet vir hom of haarself die vraag na die sin van die lewe beantwoord met 'n teenvraag. Hoe kan ek sinvol genoeg lewe om die lewe sinvol verander te maak? Nie wat is sin in die lewe vir my nie. Hoe kan ek sinvol genoeg lewe om die lewe sinvol verander te maak? En dan kom Paulus en herinner ons in Handelinge 20 vers 25 aan die woorde van Jesus. As hy sê, onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Om te gee, iets van jouself te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. So ten slotte, hier is die vraag weer, wat ek jou wil vra. Waarvoor lewe jy? Wat maak die lewe vir jou die moeite werd? Kyk 'n bietjie rondom jou. Rondom jou daar mense wat eensaam is. Rondom jou is daar mense wat soekend is om deel te wees, om ergens te behoort, maar wat net voel niks en niemand gee meer vir my om nie. Die lewe het vir my sinloos geraak. Dis die mense wat rondom ons is. Jy sien hulle. Jy sien hulle baie keer hier in die kerk. Dat hulle eensaam en op 'n rye hier in die kerk sit. Dat hulle daar by die tee drink, eensaam aan die een kant sit. Sien julle nood raak? Sien jy mense wat rondom jou is, wat dalk gereeld in die kerk is? Wat gereeld die evangelie hoor, maar wat sukkel om die evangelie, die goeie nuus in hulle lewens toe te pas. Wat eintlik 'n Sondag Christen is en 'n weeksheiden is. Want hulle weet nie om die kluitjie by die oor uit te bring nie. Kan jy sien dat hulle het hulp nodig? Kan jy die mense sien wat jy te doen kry? Dalk op 'n gereelde basis. Want jy weet dat, hulle het al van Jesus gehoor, hulle weet van hom, maar hulle het nog nooit in hulle lewe 'n direkte keuse gemaak dat Jesus die Here van hulle lewe moet wees nie. Nog nooit sy heerskappy oor hulle lewens aanvaar nie, en dat hulle eintlik soekend is. Sien jy daardie nood? Sien jy mense raak wat sukkel om te vergewe, mense wat sukkel om in vrede te lewe, mense wat gawes het en ergens wil betrokke raak en iets wil doen, maar hulle weet nie waar en hoe nie, hulle weet nie waar dan vir hulle plekkie is nie.
Sien jy daai nood raak? Sien jy die nood van die mense in Appelpark? Wat dikwels met vlieters van klere aan hulle lyf loop, wat nie altyd weet wat môre of hulle waar gaan kos kry nie. Was dit nie mense soos Piet van Appelpark wat hulle op groot skaal kos maak met kos wat hy oorste wat probeer insamel en van mense is so goedhartigheid afhanklik is, as hy nie vir hulle kos maak, het hulle nie kos nie. Sien julle daar die mense raak? Sien julle die kinders raak? Wat by 'n skool soos Horizon Laerskool met 'n pouse by die kantoor kom aanmeld om kospakkie te kry. 'n Goeie skool. Kan jy rondom jou kyk en in plaas van jou oë toe te maak of ander pad te kyk, kan jy daardie man wat onder die rowers geval het raak sien? Kan jy daardie mens in sy nood raak sien? En gryp dit jou nie aan die hart nie? Gryp dit jou nie genoeg aan die hart dat jy by ouers sê, maar ek moet iets daarteen doen nie? Wat breek jou hart? Jy moet eers jou selfgerigte bestaan verloor voordat jy die lewe in oorvloed wat Jesus gee sal behou. Jy moet eers verloor voor jy kan behou. Amen. Here, U woord kom volgend na elkeen van ons skerp, direk. Here, ons kan nie koes dat dit by ons verbygaan nie, want U Gees kom klop volgend ook aan ons lewens. Here, ek wil bid dat U vir ons volgend ook geloofsoë sal gee om die nood raak te sien. Here, dat dit ons in die hart sal gryp en dat ons iets daarin sal doen, sodat wanneer mense met ons te doen het, hulle ons goeie werke sal sien, ons betrokkenheid sal sien en vir U sal erken in dit wat ons sê en doen. Here, ons kan net dit bid in U naam, want Here, as dit van ons self afhang, dan sal ons liewer so aan 'n pad kyk en verbystap. Maar ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Met ontvang die seën van die Here, maar nie om dit vir jouself te bou nie. Ontvang die seën van die Here om 'n seën vir ander te wees. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.